Wit-Rusland, Mogilevstreek, dorpie Kanichi. Dit is onbekend na watter heilige hierdie kerk vernoem is. Ek wys waar die vloervlak was. Die gepleisterde muur is hoër as die plafon. Baksteenmuur onder vloervlak. Nisse gemaak tydens konstruksie vir balk. Dik houtbalke van 4 kante gesnit is hier ingevoeg. Daar is 'n nis daar oorkant vir die volgende balk. Hier is die nisse in die oorkantste muur. Dit is duidelik waar die vloervlak was wat deur die argitek beplan is. Onder die vloervlak word 'n geheimsinnige struktuur in die muur ontdek. Dit is nisse wat in die vorm van baksteenkluis gemaak het. Hulle eindig met 'n baksteenmuur. Daar is verskeie sulke nisse in die muur van die tempel, langs die altaar, of liewer, onder die altaar. Dit is nie vensteropeninge nie, en nie deure nie. Alle nisse eindig in baksteenmuur. Daar is 'n opening in die muur bo een van die nisse. Dit is baie laag vir deurgang. Geen man sal hierheen kom nie. Meer soos ventilasie. Daar was vloerbalke bo-op. Die opening en nis is onder vloervlak gelê. Dit is hoe die opening van buite lyk. 'n gat wat onder grondvlak strek. Wanneer sneeu smelt en reën, sal water hier vloei. En vloei in hierdie ondergrondse nis. Waarom het 'n godsdienstige gebou nisse in die muur onder die altaar nodig? Lyk nie so stoorplek nie. Waarom is daar deuropeninge bo die nisse gemaak? Is dit ventilasie of beligting? Miskien is die kerk nie gebou vir gebede en morele lering nie. Meer soos 'n tegnologiese oplossing. Hier het hulle iets met water en lug gedoen. En hier die nisse onder die altaar.